Goeiemôre, liewe kykers, medegelowiges, baie welkom by vanoggend se Kersdien op hierdie 25ste Desember 2025 hier by Rustenburg Gemeenskapskerk. Ons hoop en bid dat hierdie boodskap wat ons vanoggend op Kersdag nog gaan luister, tot groot seën van almal van ons sal wees. En ons lees vanoggend uit Matteus hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 2 en ons lees net 'n paar verse uit hierdie hoofstuk. En ons begin dan by vers 1. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En ek wil hê, ons moet vanoggend fokus net op hierdie vers, hierdie Matteus hoofstuk 2 vers 3. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem, die tweede deel van daai vers, dis vir ons die belangrikste, die hele Jerusalem was saam met hom ontsteld. Hy was ewig ontsteld, so daar in ander vertaling staan, in die hele Jerusalem saam met hom. En die vraag wat ons vanoggend vir mekaar gaan vra is, hoekom? Hoekom was die hele Jerusalem saam met koning Herodes ontsteld? Ons kan verstaan tot 'n mate hoekom Herodes ontsteld was, en ons gaan nou so 'n bietjie ingaan op dit. Maar die vraag wat ons vanoggend vir mekaar gaan vra, daai vraag wat elkeen van ons vir mekaar gaan vra en dan antwoord, en dan kyk, hoe is dit prakties te vind in ons lewe? Hoe kan ons dit prakties toepas in ons lewe? Is, hoekom was Jerusalem saam met hom ontsteld gewees? Ons lees byvoorbeeld nie in hierdie vers dat die leiers was saam met hom ontsteld, of die Romeine was saam met hom ontsteld, of die Jode was saam met hom ontsteld, of die gelowiges of ongelowiges, of die rykes of die armes, die handelaars, die vakmanne of die priesters. Nee, ons lees spesifiek dat die hele Jerusalem was saam met koning Herodes ontsteld. Nou ja, ons kan tot 'n mate verstaan, soos ek gesê het, hoekom Herodes ontsteld was. As ons 'n bietjie gaan kyk na buite Bybelse bronne en ons gaan kyk na die geskiedenis van die Jode en ons gaan kyk na die geskiedenis van daai tyd, dan sien ons dat hierdie Herodes was die seun van 'n Antipater, wat nie 'n koning was nie, maar 'n Numidiër, 'n Edomiet en 'n baie goeie vriend van niemand anders nie as Julius Caesar. En Antipater was 'n baie goeie politikus gewees en hy was 'n baie goeie diplomaat. En hy het gesorg dat sy seuns, Herodes en sy broer, albei in baie hoë posisies in die Romeinse regering is. En Herodes, net soos sy pa, het homself opgewerk in hierdie posisies. Hy het met die regte mense vriende gemaak, hy het die regte mense uit sy lewe uitgekry, die regte besluite gemaak, hy het die regte goed op die regte tyd gedoen en gesê, en soos ons nou ook lees, in Matteus hoofstuk 2, waar ons hom vind, is hy koning van Judea. Maar sien, Herodes was nie 'n nageslag van die koningshuis van Dawid nie. Hy het geen nageslag of voorgeslagte gehad wat uit die koningshuis van Dawid kom nie. En die Jode self het nie baie van hom gehou nie. Die Jode het geweet, hy was bloot net 'n Romeinse marionet. Want op die einde van die dag is dit al wat Herodes was. Die Romeine het hom gebruik as 'n sogenaamde, en ons sê in Engels, 'n puppet king, 'n marionet koning. Hy het geregeer oor die Jode, bloot net omdat die Romeine hom die mag gegee het om oor die Jode te regeer. En hier kom hierdie sterrekykers uit die ooste. En die sterrekykers was nie net sterrekykers nie, hulle was nie net kulkunstenaars nie. In die Grieks is hulle naam die Magi, M-A-G-I, en ons weet dat die Magi was 'n sogenaamde priesterklas gewees, wat uit die oosterlike koninkryk uitgekom het,
En hulle het baie rolle in hierdie priesterklas vervul. Een van daai rolle was sterrekykers, maar hulle was ook diplomate gewees wat na ander lande sou gaan en dan met daai konings praat of boodskappe lewer wat van hulle koninkryk afkom. Hierdie Oosterse koninkryk was die grootste vyand van die Romeinse ryk. En om diplomate te kry uit hierdie koninkryk, wat dan vir die marionetkoning, die puppetkoning van die Romeine sê, jy is nie die regte koning nie, maar nie net dit nie, ons het 'n koning ontdek wat uit die stam van Dawid uitkom. Beteken dan, natuurlik gaan hierdie koning, in hierdie geval koning Herodes, gaan ontsteld wees. Dit beteken dat, as hierdie magie reg is, as hulle reg is oor hierdie koning uit die geslag van Dawid, dan gaan Herodes alles verloor. Hy gaan sy mag verloor, hy gaan sy geld verloor, hy gaan sy posisie verloor, want Herodes is niks sonder die Romeinse ryk nie. Herodes is natuurlik geen erg aan die Messias nie, hy het geen erg aan die geloof en die tradisie van die Jode nie, so hy gee nie om of hierdie koning van die Jode die Messias is of nie. Al wat hy oor omgee, is dat met hierdie sogenaamde koning se koms beteken dit waarskynlik dat hy wat Herodes is, alles gaan verloor. So dit kan ons nou verstaan, hoekom Herodes ontsteld is. Maar dit verduidelik nog nie hoekom die hele Jerusalem ontsteld is nie. Met hierdie boodskap wat die magie bring, dat daar 'n koning uit die stam van Dawid gaan kom om by Herodes oor te vat, moet eintlik beteken dat Jerusalem moet feesvier, dat hulle in die strate moet dans. Dit beteken 'n einde aan Romeinse oorheersing. Dit beteken dat na honderde jare gaan daar uiteindelik weer 'n koning uit die nageslag van Dawid op die troon van Dawid in Jerusalem sit. Iets wat in 400, 500 jaar nie gebeur het nie. So ons sukkel dan so bietjie om te verstaan hoekom Jerusalem ontsteld was saam met Herodes. Maar dan gaan kyk ons 'n bietjie dieper en dan maak dit meer sin, want sien saam met die Romeine het stabiliteit gekom, want vir al die Romeinse oorheersing en vir al hulle brutaliteit het hulle iets gebring wat in daai area baie skaars was, en dit was stabiliteit gewees. Die Romeine het verseker dat daar handel gedryf word. Die Romeine het verseker dat daar stabiliteit is en natuurlik dat mense kan geld maak. En baie van die mense wat hierso in Jerusalem in posisies van mag was, in posisies waar hulle kon geld maak, in posisies waar dit goed gaan met hulle, was daar as gevolg van die Romeine. En hulle het besef dat as die Messias kom, as hierdie koning uit die wortel van Dawid, koning oor Israel of oor Judea word, dan gaan dit natuurlik beteken dat hulle al hulle mag en al hulle rykdom en alle stabiliteit, alles wat hulle het, alles wat hulle opgebou het, hulle hele lewe lank, gaan hulle waarskynlik verloor. Jy sien, in daai tyd het dit nie gewerk soos wat dit nou werk as presidente by mekaar oorvat, dan bly die bureaukrasie dieselfde nie. As 'n koning by 'n vorige koning oorvat, as hy hom van sy troon afgooi en hy vat oor by hom, dan het hy die status quo van daai tyd heeltemal verwyder en hy die manne wat hy vertrou, die mense wat hy vertrou, het hy dan in daai posisie ingeskuif. So hierdie Jerusalem, wat op daai stadium mag en rykdom gehad het, en besittings, het dit gehad as gevolg van die Romeine en as gevolg van Herodes. Dit is omdat hulle die status quo was. Hulle was die handelaars, hulle was die vakman, hulle was die priesterklas, hulle was die fariseërs en die sadiseërs, die skrifgeleerdes wat die Romeine gekies het om in daai posisie te wees. So alles wat hulle was, of dit nou mag of rykdom was, het afgehang daarvan dat die Romeinse regering aan bewind bly. So nou kan ons sien dat hierdie ontsteltenis het gegaan
oor die moontlikheid dat hulle mag, hulle geld en hulle besittings kan verloor. Dit het nie vir hulle saak gemaak of hierdie koning uit die stam van Juda, uit die nageslag van Dawid dalk die Messias kon wees of nie. Ons weet Herodes het definitief gedink dat dit die Messias is, maar dit het nie vir hulle saak gemaak nie. Wat wel vir hulle saak gemaak het, is dat hulle dalk hulle rykdom en hulle mag en hulle besittings, hulle posisie in hierdie nuwe status quo kan verloor. Dit het nie vir hulle saak gemaak dat die Messias Immanuel genoem word, God met ons. Dit het nie vir hulle saak gemaak dat dit God self is wat aarde toe kom nie. Wat vir hulle saak gemaak het, is hulle mag en hulle rykdom en hulle besittings. En daarom was hulle ontsteld. En so het Jerusalem 'n besluit gemaak, net soos hulle 33 jaar later sou maak as die koning van alle tye op 'n donkie, op die rug van 'n donkie by hulle poorte inkom, het hulle besluit gemaak om hierdie koning te verraai. Jerusalem het nie 'n vinger gelig toe Herodes die kleintjies van Bethlehem vermoor nie. En hulle het nie 'n vinger gelig toe die koning van alle tye gekruisig word nie. Want hulle het 'n besluit gemaak, in plaas van vryheid het hulle mag gekies. In plaas van die ewige lewe het hulle rykdom gekies. En dit het hulle nie geplan nie. Dit is die ergste van alles, my liewe kyker. As ons vanoggend so 'n bietjie terugdink aan wat homself afgespeel het 2000 jaar gelede, is dan een van die mees skrikwekkendste goed is dat nie een van hierdie mense in Jerusalem gepla was deur die besluit wat hulle gemaak het op daai oomblik om aardse besittings en rykdom te kies bo die koning van alle tye nie. As ons Here Jesus Christus vandag terug sou kom, sou ons ontsteld wees as dit beteken dat ons moet kies tussen ons besigheid, tussen ons rykdom en om hom te volg. Sou ons ontsteld wees as dit sou beteken dat ons daai goed verloor. Sou ons ontsteld gewees het as dit beteken dat ons alles wat ons nog ons hele lewe lank voor gewerk het en wat ons voorouers voor gewerk het, verloor. Sou ons ontsteld wees saam met Herodes as dit sou beteken dat ons moet kies tussen die ewige lewe en mag en rykdom. En vanoggend op hierdie Kersdag wil ek vir elkeen van ons vra, is ons bereid om te kies? Is ons bereid om te kies tussen om saam met Herodes in Jerusalem ontstel te wees oor die Messias se koms, of gaan ons hom feesvier? Gaan ons werklik vir hom kies? Gaan ons werklik besluit dat daar nie enige besitting of mag of rykdom op hierdie aarde is wat die moeite werd is om vas aan te hou in plaas van Jesus Christus nie? As dit sou beteken dat ons ontsteld is omdat ons besittings gaan verloor of geld gaan verloor of mag gaan verloor, dan wil ek hê moet ons vanoggend baie diep in ons harte gaan kyk. Want die antwoord as iemand na 'n gelowige toe kom en vir hulle vra, sou jy kies tussen mag en besittings en rykdom in Christus, sal altyd wees, ek kies Christus. Ek gaan nie ontsteld wees saam met Herodes en Jerusalem nie, want ek verwelkom die koms van die Messias. Al beteken dit ook, ek verloor alles wat ek op hierdie aarde bymekaar gemaak het. Liewe gelowige, liewe kyker wat vanoggend na hierdie boodskap kyk, as ons nie werklik in alle eerlikheid vanoggend vir onsself kan sê dat ons bereid is om alles op te gee, om alles prys te gee, om alles te verloor, selfs ons lewe ter wille van Jesus Christus, en dat dit dan sou beteken dat ons nie ontsteld is met sy koms, as die sterrekykers sy koms afkondig nie. Dan moet ons vir onsself vra, maar is hy dan werklik so belangrik vir ons? Is hy dan werklik vir ons belangriker as ons rykdom? Is Christus werklik belangriker vir ons as ons besittings? Is Christus belangriker? Is die koms van die Messias belangriker vir ons
as ons mag. Hoeveel keer in ons lewe, liewe kyker, liewe medegelowige wat vanoggend hierdie boodskap kyk, hoeveel keer in ons lewe is ons ontsteld saam met Herodes, saam met Jerusalem, omdat dit beteken dat die koms van die Messias beteken dat ons miskien ons sondae moet opoffer, dat ons op sondae nie meer geld kan maak of meer wins kan maak of meer mag kan bekom nie. Hoeveel keer is ons saam met Herodes in Jerusalem ontstel omdat dit beteken dat die koms van die Messias beteken dat ons sekere sakebesluite of sekere sakegeleenthede nie kan vat nie. Hoeveel keer in ons lewe is ons saam met Herodes en saam met die hele Jerusalem ontstel omdat die koms van die Messias indruis met ons strewe na mag en geld. Daar's een groepie mense wat ons in 'n ander evangelie van lees, wat nie ontsteld was nie. Gegeewe, hulle was nie in Jerusalem op daardie stadium gewees nie, maar toe hulle besef dat die Messias gekom het, die koning van alle tye, die verlosser, toe was hulle nie ontsteld nie. Inteendeel, hulle het gejuig, liewe kyker, dit was die skaapwagters. Die mense met niks. Die mense wat onder die oop hemel geslaap het. Die laagste van die laagste was nie ontsteld nie, want hulle het niks anders op aarde gehad om na te hoop nie. Liewe kyker, mag ons nie op daai punt wees dat die Here ons tot op 'n plek vat waar ons niks anders het voor ons sy koms verwelkom nie. Mag ons al reeds hierso waar ons is, waar ook al jy jouself mag bevind, wat ook al geld of rykdom of besittings of mag jy ook al mag hê, mag elkeen van ons op daai punt kom dat ons alles wat ons het sal opgee, dat ons nie ontsteld sal wees as ons hoor van die Messias se koms nie, maar dat ons saam met die skaapwagters sal juig. Dit is my gebed vir elkeen van ons wat vanoggend hierna kyk. Mag dit so wees. Mag ons alles opgee, soos daai vissermanne destyds langs die see van Galilea, hulle net so gelos het en hom gevolg het. Mag dit so wees. Amen.